Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord en ons is ook dankbaar teenoor die Here dat hy vir ons nuwe genade gee vir hierdie nuwe dag. Nou baie interessant, vanmôre is dit nou Vrydag die 13de en u weet mos nou al die vreemde konnotasies wat gekoppel word aan hierdie dag en mense wat in vrees lewe dat daar dinge met hulle sal gebeur op hierdie dag en mens moet versigtig wees om 'n besigheidstransaksie te beklink op hierdie dag of 'n kar te koop of al hierdie snert waarmee die wêreld ons kom voed het en ons gedagtes mee kom besoedel het. Nou ek wil vanmôre vir u sê dat Vrydag die 13de is soos enige ander dag. Dis die dag waarop die Here gemaak het, waarop ons moet juig en bly wees. Vriende, die Bybel sê vir ons baie duidelik dat elke dag is 'n geskenk uit sy Vaderhand. En ek wil u vra dat u tog nie as kind van die Here met al hierdie bygelowe sal stoei en sal sukkel en dinge sal kwytraak wat eintlik dwaasheid is nie. Hollywood het ons gevoed en gevoer met soveel boosheid oor jare, dat ons hierdie konsepsie of hierdie gedagte of hierdie idee het, dat sekere dae is vervloekte dae en daar gaan teëspoed oor ons pad kom. Ek wil vir u sê, wees verseker daarvan, dat Vrydag die 13de is soos enige ander dag. Ons dank die Here vir die dag, ons dank die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns, en ons dank hom dat ons vanmôre sy woord in ons midde mag hê. Nou vriende, ons gaan vanmôre stilstaan by Spreuke die 10de hoofstuk, die 22ste vers. Daar staan: die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Nou die Engels sê dit vir ons baie mooi. Daar staan: the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Nou vriende, hier is een van die verse in die Bybel wat baie keer verkeerd verstaan, verkeerd verklaar en toegepas word. Wat bedoel ek daarby? Mense sê, solank ek die seën van die Here in my lewe het, is ek ryk. As ek die Here ken, is ek ryk. En dis waar, as ek die Here ken, is ek vrygekoop van hierdie wêreld en van God se ewige toorn en oordeel. Dis verseker waar. Ek is ryk in die sin dat ek God se seën beleef deur die waarheid van sy woord en deur die Heilige Gees wat in my woon. Maar vriende, hierdie vers beteken nie dat as ek 'n kind van die Here is, ek nou houtgerus kan sit en wag vir die wederkoms van die Here sonder om iets te doen nie. Ag, ek dink so aan die gemeente in Thessalonika. Hulle het die evangelie gehoor, hulle het tot bekering gekom. Dit was 'n wonderlike en 'n blye oomblik in hulle lewe en hulle het toe gehoor van die wederkoms van die Here Jesus. En wat het hierdie gemeente gaan doen? Hulle het letterlik gaan sit en in aanhalingstekens Bybel lees en bid en wag vir die wederkoms van die Here. En toe Paulus daarvan hoor, het hy hulle glad nie geprys oor die ding nie. Paulus sê daar in 1 Tessalonisense 4 vers 11 en 12: en julle eer daarin te stel om rustig te lewe, julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. So die seën van die Here waarvan die Bybel praat, is nie die kwessie van dat ons nou moet wag op die koms van die Here, met sy woord heeldag besig moet wees en moet bid, en ons doen nie wat God vir ons in die skepingsopdrag gegee het, dat ons die aarde moet bewoon en bewerk en bewaak nie, dat ons op die einde van die dag, vriende, in die sweet van ons aangesig ons brood moet verdien nie. Luister wat staan in 2 Tessalonisense, die 3de hoofstuk, die 10de tot die 12de vers. Paulus sê: want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. Kan jy agterkom? Paulus sê, dis onordelik vir 'n kind van die Here om te sê, man, die seën van die Here maak my ryk en ek hoef niks daarby by te voeg nie. So ek hoef nie te werk nie, ek kan rustig wag op die wederkoms van die Here. Die Here sal vir my sorg op verskillende maniere. Soos hy vir Elia gesorg het deur die kraaie en deur die spruit wat gevloei het, so sal die Here vir my ook sorg. Vriende, dis 'n leuen, dis 'n boosheid wat in ons tyd dan 'n landingsplek in die kerk gevind het. En ek het onlangs gehoor van 'n man wat nou al ver in die lewensjare gevorder is, hier al in sy vroeë 60's, en hy het al donkie jare terug ophou werk en hy teer op sy familie onder die vaandel van die seën van die Here maak ryk. Ek is 'n kind van die Here, julle moet vir my sorg, ek werk vir die Here, hy doen niks vir die Here nie, hy staan nie in diens van die Here nie, hy doen nie, sover ek weet, evangelisasie werk nie, daar is nie 'n roeping op sy lewe nie, want hy is deur sonde uit die bediening uit,
Maar hy spog en hy het hierdie gesindheid van ander moet vir hom sorg, omdat hy aan die Here behoort. En dis die opdrag wat die Here hom gegee het. Watter leuen, en hoe kan mense die woord net nie misbruik nie? Paulus sê, vriende, 'n mens wandel onordelik, wanneer 'n mens nie doen wat God van ons vra nie. Nou praat ek nie van mense wat afgetree is en op pensioen is nie, ek praat nie van mense wat by hulle kinders bly en deur hulle kinders versorg, of hulle kinders sorg vir hulle nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat nie van mense wat al op ver gevorderde leeftyd is nie. Ek praat hier eenvoudig van mense wat sê, dat die seën van die Here dit maak ryk, en ek hoef nie geen arbeid daarbey by te voeg nie. En kom ek probeer vir u die vers verklaar, dat u kan verstaan wat hier staan, want dit is 'n totale verkeerde verklaring en siening van die vers, as ons dit so interpreteer en verklaar. Die Engels sê dit vir my baie mooi, ek lees net vir u weer wat daar staan. Daar staan, the blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. En as ons net so 'n bietjie terugdink aan die tweede vers van hoofstuk 10, wat ons alreeds hanteer het, staan die volgende daar. Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie. Hier is die sleutel, hier is die antwoord. Vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. So met ander woorde, wanneer ons hard werk, wanneer ons eerlik is, wanneer ons werk sien as 'n gawe uit die hand van God, dan seën die Here ons deur vir ons rykdom te gee. Ek het nou die dag vir u gesê wat rykdom is. Rykdom beteken nie, ek het die beste kar, ek het die beste huis, ek het die grootste huis, ek het die meeste geld in die bank nie. Dis glad nie wat rykdom beteken nie, want die Bybel sê as ons kan eet en kan aantrek, is ons ryk. Vriende, daar is mense wat in hierdie wêreld lewe, wat nie 'n ordentlike ete 'n dag het nie. Daarom wil ek vir u sê, elkeen met wie ek nou kommunikeer, is in aanhalingstekens ryk mense. En u moet dit sien as 'n seën uit die hand van die Here. En dan moet 'n mens nie deur goddeloosheid poog om ryker te word of meer te verwerf nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dit sal geen voordeel bring nie. Rykdom verwerf deur oneerlikheid, deur moeitevolle arbeid, hierdie gedagte is maar, wanneer ek iets wil byvoeg, die Engels sê dit vir my so mooi, and he adds no sorrow with it. Die Here gee nie vir ons hierdie hartseer by die verwerwing van hierdie rykdom, wat hy vir ons gee, as ons eerlik en opreg voor hom wandel nie. Ja, vriende, dit is belangrik om te sien, dat die seën van die Here dit maak ryk. As ek werk, as ek my deel bydra, as ek getrou voor die Here is, en vir hom sê, Here, u het vir my gesondheid, u het vir my wysheid, u het vir my insig gegee, en ek wil hard werk, sê die Bybel vir ons, die seën van die Here sal sigbaar word in die vrug van my handeling, en dit wat God vir my gee, om myself daagliks te versorg. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die Here ook nie vir ons daardie stryd en daardie hartseer en daardie ongemak en daardie vrees sal byvoeg, wat goddelose mense het, wat rykdom deur goddeloosheid verwerf het nie. So baie belangrik dat ons sal sien wat die Here vir ons hier wil leer, dat ons moet werk, maar dat die vrug wat ons daaruit pluk is 'n seën uit die hand van die Here. Vriende, ek wil net vir u lees wat een van die kommentaare sê daaroor. Dit was vir my eintlik so mooi toe die man geskryf het. Hy sê, wealth given by the Lord to the righteous and diligent is not accompanied by trouble, the tragedies of ill-gotten gain. So in ander woorde, die Here gee vir ons hierdie seën, die Here gee vir ons hierdie rykdom, die Here gee vir ons hierdie vrede, en is so anderste as hulle wat op 'n oneerbare manier hulle self wil verryk. Het sy deur leuns, het sy deur 'n slinkse manier om geld of versorging in die hande te kry, en daarom is die gebed van my hart dat ons werklik sal besef, dis 'n seën van die Here om te werk, dis 'n seën van die Here om hierdie vrugte eet van ons hande arbeid, en mag die Here ons getrou vind, dat ons nie op 'n oneerlike manier, of op 'n oneerbare manier, of op 'n onetiese manier, soos ons nou gepraat het, van daardie man wat onder die vaandel van die werk van die Here, in die naam van die Here, self verryk, deur ander mense te misbruik, en 'n skandvlek te wees op die naam van die Here nie. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons sal besef, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Nou vriende, mag die Here vir u ryklik seën ook in hierdie naweek, mag dit vir u 'n mooi naweek wees, mag die Here u hart voorberei ook vir die woord wat Sondag sal uitkom, en mag die Here verheerlik word in alles. Groete vir u, mooi dag verder, tada.